Geliefdes, ons voeting kom vanmôre uit Psalm 51 vers 14. En daar sê die psalmis vir ons: laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Laat my U weer met toewyding dien. Geliefdes, hierdie is 'n smag van elkeen van ons. Elkeen van ons wat na die Here smag, na die Here se liefde. En daarom roep ons môre uit: laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. En daarom moet ons onthou dat net van die Here kom daar redding en krag vir elkeen van ons. En daarom kan ek U groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons wetgedeelte kom vanmôre uit Romeine 6 vanaf verse 15 tot 18. En hier kom Paulus en hy verduidelik vir ons iets. Hy gee vir ons 'n verduideliking vir die volgende vraag. Hy sê, wat beteken dit? Kan ons nou maar sonde doen omdat ons nie onder die wet van Moses staan nie, maar onder die genade? En dan sê hy, beslis nie, dit kan nie so werk nie. Hy sê, julle weet tog, as julle aan iemand onderwerp om hom as slawe te gehoorsaam, is julle die slawe van die een aan wie julle gehoorsaam is. En dan kom hy sê, as dit sonde is, beteken dit vir julle die dood. As dit gehoorsaamheid aan God is, beteken dit vryspraak en lewe. Maar ons dank God dat julle wat slawe van die sonde was, van harte gehoorsaam geword het aan die leer soos dit deur die oorlewering ontvang het. Ons dank God dat julle van sonde vrygemaak is en slawe van God geword het wat sy wil doen. Miskien sit ons môre en ons is nog nie heeltemal vrygemaak van sonde nie, dat ons sukkel daarmee. En hier kom 'n mooi verduideliking van Paulus en hy sê vir ons: jy kan nie maar net sonde doen en so onder die wet van Moses maar dink jy gaan nou maar jou sonde gaan vergewe word nie. Hy sê nee, jy behoort aan iemand wat jy nie moet aanbehoort nie. Jy luister vir die een wie jy nie na moet luister nie. Maar dan kom hy sê, ons dank God vir dit, dat jy gehoorsaam geword het aan die leer. Dit wat ons vandag hier doen, dat ons dit ontvang het. En so word ons dan nou slawe van God, wat sy wil doen. Dit is die smag wat ons het vanmôre. Dis die verduideliking wat Paulus vir ons wil gee. Mag die Here ons lei, mag die Here ons genadig wees in alles wat ons doen, in Jesus se naam. Kom ons sing dan ons verootmoedigingslied. Heilig, heilig is die Here.
Geliefdes, vanmôre gaan ons voorlesing oor 1 Kronieke 4 vanaf verse 9 tot 10. 1 Kronieke 4 vanaf verse 9 tot 10. En ons teksvers is 1 Kronieke 4 vers 10. En ons thema is 'n desperate gebed. 'n Desperate gebed. Maar voor ons dan dit gaan lees, kom ons vra die Here in ootmoed dat hy ons sal lei. Here, wanneer ons stil word, dan weet ons dat U genade groot is, dat U liefde alles oorskadu. Here, dat U vir ons lei elke dag. Mag dit so wees, Here, dat U vir ons ook sal versterk vanmôre, vir elkeen wat krag nodig het in hierdie week. Here, maar U woord vra ons dat U ons sal help om dit oop te breek in ons gedagtes, dat die liefde wat U vir ons elke dag mee voed, vas sal steek en dat ons dit sal leef. Here, U woord leer ons dat ons moet omgee vir mekaar. Mag dit ook so wees dat U grootheid ons lewe oopbreek en dat ons sal groei en die mooiste vrugte dra. Ons vra U seëning dan nou vir ons as gemeente en ook vir die mense daar buite dat hulle vir ons sal help om U boodskap uit te dra. Here, U genade is genoeg. Mag dit so wees vanmôre, Here, dat U vir ons sal lei. In Jesus naam, ons verlosser, bid ons dit. Amen. Ons voorlesing, ons skriflesing is 1 Kronieke 4 vanaf verse 9. En hier gaan dit oor Jabes. Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde: stort U seën uit oor my. Vergroot my grondgebied, neem my onder U beskerming en weerhou onheil van my, sodat geen smart my sal tref. God het laat gebeur wat hy gevra het. Dan ook wil ek vers 9 byvoeg wat daarna gebeur het. Jabes het voorrang geniet bo sy broers. Toe sy ma die naam Jabes gegee het sy gesê: ek het hom met smart in die wêreld gebring. Nou dit is sy verhaal. Dan het ons teksvers lees: Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde: stort U seën oor my uit. Vergroot my grondgebied. Neem my onder U beskerming en weerhou onheil van my, sodat geen smart my sal tref. God het laat gebeur wat hy gevra het. Mag hierdie woorde ook vanmôre vir elkeen van ons versterk tot 'n lewe wat God wil hê ons moet leef. Broers en susters, wanneer 'n mens die boek van 1 Kronieke 4 gaan lees en die naamlys van Juda lees, dan verskyn die naam van Jabes skielik. Sommige net tussen hierdie 2 versies wat ons nou gelees het. Want in daardie tyd was 'n naam van groot belang in die lewe. Mense was baie geheg aan die naam. En die naam het iets beteken vir die ou wat leef. Want jou naam kon jou lot bepaal. En 'n naam wat iets droewig beteken het, was sleg vir jou gewees. Dit was verbanning in daardie tyd. Maar Jabes het so 'n droewige naam gehad en hy was baie bewus daarvan gewees. En het hom baie gekwaal.
En as ek nou 'n voorbeeld kan gee, dan kan ek vanmôre sê, iemand se naam is 'n koffiepot. En ja, wat beteken dit nou? Daar's nou 'n verbinding aan daardie naam. Dit is nou iemand wat baie van koffie hou. So het Jabes nou weer anders gewees. Hy het nie van sy naam gehou nie, want dit het hom gepla. Maar waarskynlik het hierdie naam van hom van sy geboorte afgekom en waardeur sy moeder gegaan het. Want dit was 'n droewige en 'n pynlike gebeurtenis wat met smart en pyn saamgegaan het. En daarom het sy moeder hom Jabes genoem. En dit beteken smart. Nou ek glo nie een van ons wil daardie naam hê van smart nie. Sy moeder het regtig baie swaar gekry met sy geboorte. Nou wat gebeur in ons lewe? Wanneer ons hier sit en ek praat van Jabes, dan hoor ek en u vanmôre Jabes. Maar in Hebreëus beteken dit iets anders. Dit staan as smart. Nou, wie wil nou 'n naam smart hê? Want dit vertel iets van jou. Nou wat ook gebeur het in daardie tyd, was daar baie towenaars en besweerders. As jy nou so 'n slegte naam gehad het, dan het jy nou na hulle toe gegaan en hulle het jou nou probeer help om ontslae te raak van hierdie greep wat oor jou gespreek is. Hierdie snaakse naam wat jy het. Want hulle het geglo as jy snaaks hierdie moeilike naam het, dan sal jou lewe so wees. Maar vir Jabes het dit waarskynlik nie gewerk nie. Vir hom was dit nie 'n mooi storie nie. Sy naam smart was vir hom 'n baie ernstige probleem. En op 'n dag gebeur daar iets met hom. Hy neem sy toevlug na God. Want hy besef, God, die God van Israel, het vir hom 'n toevlug geword. Want God, wat die is, die God van Israel is ook ons God vandag. En daarom is ons hier saam vanmôre. Ons is in eenheid voor ons God vanmôre. En dan roep Jabes met die volgende woorde na God. Hy vra vir die Here iets. En hy vra die volgende vir die Here: stort u seën oor my uit. Vergroot my grondgebied. Neem my onder beskerming en weerhou my van onheil, sodat geen smart my sal tref. In gewone taal beteken dit die volgende: laat u seën op my rus en vergroot my grond. Nou hierdie grond kan baie beteken. En dan sê hy ook: wees asseblief lief vir my in alles wat ek doen en bewaar my van moeilikhede en pyn. Dis hoe ons dit sal verwerk. Want op die oor klink dit nogal bekend. Dis die dinge waardeur ons gaan. Dis die dinge wat ons in die alledaagse lewe doen. Hierdie dinge waarvoor Jabes gebid het, is dinge wat hy in die lewe nodig gehad het. Dit was iets waaroor hy gedink het en verlang het. En hy het iemand gesoek wat hom kan help. En daarom het hy God in alle erns aangeroep. Geliefdes, om God in alle erns aan te roep, beteken heeltemal iets anders as 'n gewone gebed wat jy opnoem. Daar is 'n groot verskil, want in hierdie ernstige aanroep is daar 'n behoefte van jou wat 'n verlange na God het. Jy skree om hulp. En daarom is daar in Jabes hierdie dringendheid, 'n nood, 'n desperate geloof van 'n bindende gebed in sy lewe.
Hy wil hom homself aan God verbind. Want Jabes het besef dat hy die afhanklikheid van God kort kom. Daar was 'n leemte in sy lewe en hy het iets verwag wanneer hy met God gaan praat. Hy het besef dat hy hulp nodig het. Hy het God se guns gaan soek. Hy het God se teenwoordigheid gaan soek. Hy het God se vrede gaan soek. God se voorsienigheid. Miskien is daar vanmôre iemand hier wat dalk nog deur jou verlede beheer word. Maar God weet daarvan. Ek en die omstanders sal nie weet daarvan nie. En jy onthou nog dalk jou mislukte huwelik. Jou verkeerde besluite wat jy geneem het. En dalk miskien 'n finansiële ondergang of 'n finansiële swaar kry. Dalk is daar 'n sonde in jou lewe waaroor jy skaam is. En almal van ons het daardeur gegaan. En dan soos met Jabes woorde wat oor jou uitgespreek is. Wat doen die wêreld aan 'n mens? Die wêreld sê, jy is wat jy gedoen het. Jy is wat jy gedoen het. Maar dan kom God se woord in die Evangelie sê vir ons die volgende. Jy is wat Christus vir jou gedoen het. Hoe wonderlik is dit? Jy is wat Christus vir jou gedoen het. Wat 'n verskil. Wat 'n verskil bied die Here nie vir ons nie. En dan kom God en hy verander Jabes se lewe. En nou kom die vraag vanmôre op, kan God jou lewe ook verander? Kan God jou lewe ook verander? En dan gaan ons 'n bietjie verder stap en ons gaan en ons verdeel Jabes se gebed in 4 dele. 4 gebedversigtinge kan ek mense dit maar noem in sy roepe na God. Die eerste versoek was gewees dat die Here ons sal seën. Nou dis elkeen van ons se verlange. Want hierdie belydenis en verklaring van hom besef hy sy diepe afhanklikheid van God. En hy vra vir die Here dat die Here hom sal seën in alles wat hy nodig het. Want net die Here weet die beste wat hy nodig het. En nou kan ons ook vra vanmôre, wat beteken dit in ons lewens vandag? En dit beteken ook dat die Here ons seën net soos vir Jabes. Die Here sluit niemand uit nie. Maar soms is dit 'n seën wanneer die Here dinge vir ons gee. En soms gebeur dit dat dit 'n seën is vir die dinge wat die Here nie vir ons gee nie. En dalk verstaan ons dit nie op daardie oomblik nie. Maar later sal jy dan ook verstaan dat wanneer jy sien dat jy hierdie dinge waarvoor jy gevra het nie gekry het nie, dit eintlik maar die beste vir jou uitgewerk het in jou lewe. Want daar kom soveel sonde in jou lewe gewees het, as jy dalk daardie dinge sou kry. En dan doen die mense ook maar 'n ander ding, en ek glo elkeen van ons het ook al daardeur gegaan. Die mens kom en hy maak 'n duidelike onderskeiding tussen die geestelike en die materiële dinge van die lewe. Maar wat sê die Bybel vir ons? Die Bybel verklaar vanmôre vir ons dat God seën ons in totaliteit, in alles. Maar dis ons wat dit net nie verstaan nie. Ons wil dit beter doen. Ons verwag beter. Geliefdes in die Here Jesus, God doen nie halwe werk nie. God doen nie halwe werk nie. Wat doen God?
God het aan Jabes om meer geëerd gemaak as sy broers. Miskien kan ons ook dan aflei dat Jabes se broers hom gespot het. En so sal hulle ook iemand spot wat koffiepot genoem word. Daar hang iets aan hom. Maar wat het God gedoen? God het nie Jabes se naam verander nie. Nee, God het sy lewensstandaard verander. God het van hom 'n nuwe mens gemaak. Hy verhef jou tot 'n nuwe lewe. Want jou naam is jou naam voor God. Maar hy verander dit wat binne in jou is. En die tweede versoek wat Jabes tot die Here rig is, dat die Here sy grondgebied moet vergroot. Om jou grondgebied te vergroot beteken om te vra vir 'n groter invloed in jou lewe. Het sy wat dit ook al is. En dan gebeur dit ook dat jy meer verantwoordelikheid sal kry, moet kry. En dit kan ook beteken dat die seën van God jou sal voorberei vir sy koninkryk. En daarom sal ons eerder hierdie dinge vra as om eerder vir die fisiese grond wat ons graag wil hê. Miskien kan 'n ou dalk dit letterlik so gaan opsom en miskien wil Jabes dalk ook in sy hart ook sy boerdery of sy grond regtig vergroot. Soos ons dit verlang in ons alledaagse lewe van ons besighede of dalk ons beroep. Maar dan moet ons ook by ons geloof uitkom. Want dit is die eerste ding wat ons eintlik vir God moet vra, is dat hy ons geloof sal seën. Want dit het te maak met die koninkryk van God. Want ons is deel van die koninkryk van God. Elkeen van ons. En daarom moet jy toesien dat jy God daagliks vra om jou geloofsgebied te vergroot. Jy moet vra vir sy seën en sy genade. Geliefdes, en hier sê ek 'n belangrike ding nou vanmôre. God se seën is die grootste. En hierdie seën is God wat sy grootheid in jou lewe. Wie is God vir jou in jou lewe? En wanneer Jabes bid, en hy bid dat sy gebied vergroot moet word, vra hy eintlik vir die Here die volgende. Hy sê, Here, brei my invloed uit. Nou wat beteken dit? Dit beteken dat ek waarlik sal leef hier op aarde onder die invloed van Jesus. In daardie tyd was hy onder die invloed van God se woord. En dan kom hy en hy sou gesê het, gebruik my meer. Gebruik my meer. Ek is daar vir u. En wanneer jy dit oorkom, dan vra jy vir God, gee vir my groter verantwoordelikheid. Dis wat hy eintlik maar gevra het. Dat die Here van sal seën. En wanneer die Here jou seën, dan sal jy outomaties 'n groter verantwoordelikheid in jou lewe gee. Want dit is wat gebeur het dwars deur die Bybel. Dit gebeur op dieselfde patroon. Want God gee eers getrouheid en dan kom jou verantwoordelikheid wat groter word. En dit is presies wat met Jabes gebeur het. Die oomblik toe hy besef, hy kan nader aan God beweeg en God trek hom nader. En God seën hom, het sy verantwoordelikheid vergroot. Nie net teenoor die wêreld nie, maar ook
teenoor God. En dit moet ons besef vanmôre. God vergroot nooit ons invloed voordat hy nie ons karakter vorm. En daarom moet ons so baie versigtig wees met ons gebede. Baie van ons gebede begin met Here gee, Here maak, Here help. Wat leer ons by Jabes? Hy vra eers, God seën. God seën my. Here wees met my. Here werk met my. Here gebruik my. Here lei my. Dit is wat ook in ons lewens moet wees. En daarom kan ons môre so baie leer uit hierdie gebed. Dis basies een versie, maar dit beteken soveel in elkeen van ons lewe. Derdens vra Jabes dat die Here sy hand van beskerming oor hom sal hou. Die Here hom sal salf met sy mag. En ek dink ons leef elke dag daarmee dat ons die Here sal vra vir salwing vir beskerming in ons lewe. Johannes 10 vers 29 wys vir ons die volgende. En die vers sê vir ons dat niemand jou uit die hand van die Here sal ruk nie. Niemand jou uit die hand van die Here sal ruk nie. Nou wat beteken dit in ons lewe? Dit beteken teenwoordigheid in ons lewe. God se teenwoordigheid. Die teenwoordigheid van God. En daarom sal God jou bewaar teen die wêreldse dinge van smart. En so het God ook met Jabes gedoen. Baie keer sal jy dalk wonder hoekom dit met jou so sleg gaan. En dan kan ek môre vir jou vra, het jy al ooit in alle opregtheid voor God kom staan en uitgeroep na die God van Israel van jou lewe? Jou toevlug intens na hom geneem. Presies wat Jabes gevra het. Wat het God gedoen? God het Jabes se naam in eer verander. Sy lewe verander. Wat van jou vanmôre? Wat van jou vanmôre? Vra jy dat die Here se hand oor jou moet wees elke dag? En dan kom ons by Jesus uit vanmôre. Wat het Jesus se hande vir jou gedoen? Jesus se hande het vir jou die deur oopgemaak na God toe. Daar waar sonde oor jou lewe geheers het, is daar nou die vrede van God, die seën van God. En dan Jesus ook vir jou die Heilige Gees nagelaat om jou te beskerm. En dan besef ons eintlik in hierdie paar woorde waarvan ek nou gepraat het, hoeveel Jesus vir ons in ons lewe eintlik beteken. Maar ons besef dit nie. Jesus doen soveel vir jou. Wat doen jy vir Jesus? En dan kom ons by die laaste gedeelte, ten vierdens, Jabes vra God om hom te bewaar teen onheil. Hy vra God vir beskerming teen die bose, teen sonde, teen kwaad, teen rampspoed, teen alles wat die goeie doel van God wil vernietig. Want God beloof ons om met ons te wees. God se doel vir elkeen van ons is om goed vir ons te wees. Maar dit is die dinge van die wêreld wat ons terughou. Dis die dinge van die wêreld wat ons wegtrek van God af. Maar dit is ook wat met Jabes gebeur het.
Maar Jabes het op 'n stadium in sy lewe besef dat daar nou baie dringende verandering in sy lewe moet kom. Want wat doen Jabes eintlik wanneer hy vir God bid? Hy bid vir hierdie besmering van sy vrese. Want hy het geloop eintlik met 'n vrees in sy lewe. Wat gaan met hom gebeur? Sy naam is smart. Dis baie erger as om koffiepot te genoem word. Jabes het besef, wie bied werklik beskerming op 'n sekere dag teen die onheil van die wêreld. En daarom het hy beskerming gevra van God. En God se salwing gevra sodat hy hierdie smart wat hy moet saamdra van sy naam hom nie sal tref. En as dit so kan beskou vanmôre, dan besef ons die wondergenade van God in elkeen se lewe van ons. Vir elkeen is daar 'n wondergenade. Die koms van Jesus het 'n ingryping van verlossing vir elkeen van ons gebring in hierdie wêreld. Niemand is uitgesluit nie, sê die wêreld, sê die Bybel. En in ons lewe moet ons net aan God wy. En dan, soos ons laasweek ook gesê het, dat die evangelie bring nuwe hoop in jou lewe. Vir elkeen is daar hoop. En hierdie hoop het gekom met die opstanding van Jesus Christus. Ja, hy is gekruisig vir elkeen van ons. Hy het sy lewe kom bewys hoe ons moet lewe. En daarom leef ons met hierdie hoop dat ons ook eendag die ewige plek by God kan beerwe. Geliefdes, as ons dit so aanskou, is daar nie groter beskerming as dit wat Jesus vir ons wil doen het. Al moet jy ook sterf. Jesus het beloof, wanneer jy glo sal jy gered word. Wat het jy meer nodig as om net eendag by God te wees? En daarom is Jabes 'n baie groot voorbeeld vir ons en dit spreek elkeen van ons vanmôre aan. Hy het eers rondgedwaal en het eers besef dat die God van Israel is ewig en is liefdevol. Wat van ons as mense hier op aarde, baie jare na die tyd, het ons ook hierdie vrees van mens wees. Ons het die vrees van siektes, finansiële probleme, die bose, angs, veiligheid, moedeloosheid en selfs doodgaan. Wat kom Jabes vanmôre vir ons leer? Hy leer vir ons dat daar 'n groot onderskeid is tussen om God te ken en nie te leef vir die wêreld. Daar is 'n groot verskil wanneer jy God ken as wanneer jy leef vir die wêreld. En wat gebeur as God jou help? Sal die wêreld jou help hoe God jou kan help? Verseker nie. En daarom is dit 'n groot belydenis en verklaring in elkeen van ons se lewe vanmôre. En daarom mag ons ook al ons worstelinge van die lewe na die Here toe bring, net soos Jabes. Want die seën van die Here hou alles in wat ons nodig het. Want God is die enigste een wat weet wat ons nodig het en vir ons die beste sal wees. In God se liefde sal ons dit ervaar. In God se liefde sal ons dit leef. God se genade is 'n werklikheid. Baie mense dink nie so nie.
Maar God se genade is 'n werklikheid. God se genade kan geen mens verander nie. En daarom is ons gebed ook vanmôre dat die Here se seën ons elkeen sal omhels. Kom ons roep God aan in alle erns in ons lewe. Here, help ons. U is die Almagtige. U is die soewereine God. U is die genadige God. Nou moet ek vra, is jou geloof en jou gebed pragtig waar desperaat? Is daar 'n passie in jou lewe vir gebed tot God? Mag die Here jou genadig wees, want hy het vir Jabes geseën en God het laat gebeur wat Jabes gevra het. Mag dit ook so wees in jou lewe. Kom ons volg Jabes se voorbeeld, want dit is 'n kragtige evangeliese oproep aan elkeen van ons vanmôre. Dit is ons desperate gebed. Amen. Kom ons bid saam. Here, in alle ootmoed, in alle dinge wat vir ons dit moeilik maak hier op aarde. Here, dat U ook vir ons werklik waar sal bystaan. Here, ons roep U naam aan vanmôre vir elkeen in hierdie gemeente. Here, ons vra U seën. Ons vra dat U ons grondgebied sal vergroot. Here, ons vra dat U ons sal beskerm van onheil. Here, en ook vra ons U liefde vir elkeen van U kinders. Maar moet ons ook in vanmôre kom vra vir die mense daar buite wat nie meer omgee om vir God te vra nie. Here, dat hulle ook soos Jabes sal begin besef dat die Here God van Israel is daar. Hy is daar vir hulp. Ons moet hom net aanroep. Mag ons dit so ervaar in ons lewe, Here, dat U ook vir ons sal antwoord en die dinge met ons laat gebeur wat U wil is. Here, want net U weet die beste. Daarom vra ons U seën daarop, Here, dat U vir ons ook ons lewe sal verander tot 'n nuwe lewe in Christus. Mag U ons lei, mag U hand van beskerming elke dag oor ons wees. Here, en so bid ons ook vir hulle wat siek is, hulle wat swaar kry, van een of ander omstandighede in hulle lewe. Here, dat U ook hulle sal bystaan. So bid ons vir elkeen wat nog sonde doen, Here, dat U waarlik hulle sal vergewe en hulle besef laat kry van die afhanklikheid van U as grote God. Here, mag U ons lei, mag U vrede oor ons kom. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, daar is nou tyd vir die offergawe.
sê dankie vir die Here. Here, U het ons geseën met hierdie offergawe. En daarom vra ek ook, Here, dat U ons grondgebied sal vergroot. Dat U ons sal bewaar en beskerm. En dat ons hierdie offergawe sal gebruik om U grondgebied te vergroot. In Jesus naam is dit. Amen. Geliefdes, kom ons staan en ons sing 'n loflied tot die Here. Lied 284, laat U vrede deur my vloei. En dan kan U bly staan, dan sal ek die seën uitspreek. Geliefdes in die Here Jesus, Jabes het die God van Israel aangeroep in gebed. En God het laat gebeur wat hy gevra het. En daarom mag God se genade by julle almal wees en julle lei en ook julle grondgebied vergroot. Amen. Ons gaan dan net 'n uitstaplied sing. Mag die Here. Mag hier jou dra
donkerste nacht. Mag sy liefde jou omvang, soos 'n warm somersdag. Want die storm steen jou voet, as jy nie meer kan staan, sal sy hand jou sag omring. Ja, hy sal vir jou vrede bring. O, Here, wees my lig, wees my krag. Elke asem wat ek neem, behoort aan U alleen. Mag die Here jou seën, mag hy jou bewaar. Mag die Here sy lig oor jou skyn. Mag hy jou genade wees, mag hy jou vrede gee. Mag die Here, mag die Here, mag die Here jou vashou. As die pad voor jou lang, jou voete begin gaan, staan vas in sy woord, sy beloftes steek altyd voort. Hy roep jou by jou naam, hy los jou nooit alleen. As jy val, staan jy op, hy is die kussen onder jou kop. O, Here, wees my skild, wees my hoop, wees my stem. Laat my hart U aanbid, laat my siel by U speel. Mag die Here jou seën, mag hy jou bewaar. Mag die Here sy lig oor jou skyn. Mag hy jou genade wees, mag hy jou vrede gee. Mag die Here, mag die Here, mag die Here jou vashou. Wees my lig, wees my krag. Elke asem wat ek neem, behoort aan U alleen. Mag die Here jou seën, mag hy jou bewaar. Mag die Here sy lig oor jou skyn. Mag hy jou genade wees, mag hy jou vrede gee. Mag die Here, mag die Here, mag die Here jou vashou. Mag die Here, mag die Here, mag die Here Amen, daar's nou 'n lekker koppie tee of koffie daar vir iemand. Ek hoop nie iemand is 'n koffiepot nie. Dan sien ons mekaar daar.